Ek lees vandag uit Galasiërs 5, vers 13. Julle is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vers 16. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Dan vers 22 en verder, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Wanneer ons as navolgers van God met enige probleem of vraag worstel, soek ons almal graag na wat die Bybel daaroor sou sê vir ons. Ons vra gewoonlik, wat staan daar in die Bybel? Watter antwoord kry ons daar? Maar daar staan baie dinge in die Bybel. Byvoorbeeld, kom ons sê, ek sien iets wat aan 'n ander behoort, en ek weet, ek begeer regtig om dit te kan kry. En nou worstel ek agterna hieroor, dat ek teen wat die Bybel sê, iets begeer. Nou wat doen navolgers van God? Ek gaan soek 'n antwoord in die Bybel. En nou kom lees ek dalk by Matteus 5 vers 29 en ek sien daar staan, as jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg, want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Sjoe, wat 'n antwoord vir my, as ek dit lees, is dit wat ek wil hoor? Is dit regtig wat ek nou moet doen? Sien, om die rede moet ons versigtig wees met die vraag, wat staan daar? Die beter vraag sal eintlik wees, waarom staan dit daar? So ons moet soek na die betekenis agter die letterlike woorde. Daarom moet ons altyd die groter konteks in gedagte hou. Kom ons gebruik vandag die volgende as 'n voorbeeld. Ek gaan 'n vraag vra en dan moet jy keuses maak. Vraag is, waarom dink jy het Jesus vir jou aan die kruis gesterf? En jy kan nou meer as een van die antwoorde kies. Die eerste is, omdat hy my lief het. Die tweede, sodat ek hemel toe kan gaan. Die derde, sodat ek saam met ander gelowiges nog meer mense na Jesus kan lei. So dis die eerste vraag, jy het meer as een opsie. Maar kom ons dink aan dieselfde vraag, waarom dink jy het Jesus vir jou aan die kruis gesterf? En nou hierdie keer kan jy net een van die drie kies. Omdat hy my lief het, sodat ek hemel toe kan gaan, sodat ek saam met die ander gelowiges nog meer mense na Jesus kan lei. Dink maar daaroor. Ons kom later weer terug na hierdie vraag. Kom ons fokus op Galasiërs 5. Paulus is besig om aan die mense in Galasië te verduidelik wat die implikasie van Christus die Messias se koms na die aarde toe is. Nou, wat was die mense se verwagting van die Messias? Feitelik almal het gedink dat hy die staatkundige posisie van Israel sou herstel. Met ander woorde, hulle sou weer 'n politieke leier kry, wat op een of ander manier vir hulle sou help om onafhanklik van die Romeine te lewe. Of dan nou van watter volk hulle ook al in 'n gegeewe tyd oorheers was, maar in hierdie geval in Jesus se tyd vir die Romeine. Hulle sou dus weer beheer kry oor hulle eie grondgebied. Hulle sou hulle eie leier hê. Hulle sou weer op hulle kultuur kon fokus. Hulle sou in elke opsig vry wees om hulle eie ding te doen. En dit gebeur toe nie so nie.
die meeste van hulle was baie teleurgesteld hieroor. Omdat dit deurgaans in die geskiedenis, in die volk se gedagte, die verwagting was, kon hulle nie die Messias tussen hulle herken, toe hy anders as daardie verwagting optree nie. En toe kies hulle om van hom ontslae te raak. Toe ruil hulle hom vir 'n regte skurk vir Barabbas. Maar dit weet ons nou was tot hulle groot skade. Gelukkig was daar mense soos Paulus wat met moeite en baie ontberinge aan mense probeer verduidelik het hoe Jesus as Messias werklik ingepas het in die groter plan van God. Paulus verduidelik dit basies soos volg. Ek lees sommer maar so 'n verhaal as dit ware, hoe dit vir hom sin maak met 'n vers om dit te probeer bevestig. Eerstens, hy sê God maak beloftes aan Abraham en hy gee die rede vir Abraham se roeping, naamlik seën die nasies. Genesis 12 sê vers 2, ek sal jou groot nasie maak en jy moet tot 'n seën wees, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Maar die tweede ding is toe Israel faal in hierdie opdrag en hulle gaan in ballingskap en daar's deurgaans die versigtiging na herstel. Ons lees daarvan in 2 Konings 17. Die derde is, Jesus is dan die ware Israel, omdat hy die roeping van Israel kom vervul. Matteus 5 vers 17 lees ons daarvan. En dan die vierde punt is, in die dood en opstanding van Jesus, daarin lê die oorwinning en begin die nuwe skepping. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, se nuwe mens, ou is verby, die nuwe het gekom. En dan die volgende in die loop van die verhaal van Israel en vorentoe is, nou kom die kerk, na Jesus kom die kerk en hulle vorm die herstelde Israel. Jood en nie Jood is nou saam. Ons lees in Kolossense 3 vers 11, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry. Hier is Christus alles en in almal. En hierdie kerk behou steeds die missie, die opdrag wat aan Israel gegee is, naamlik verkondig en leef nou God se koninkryk. Matteus 28 se einde, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Galasiërs 5 is een van die tekste waar ons lees van wat met mense gebeur, wat Jesus as hulle verlosser, hulle Messias, aanvaar. Hierdie mense se lewens word gekenmerk deur die eienskappe wat God deur die loop van die hele heilsgeskiedenis, vanaf die begin in Israel, Abraham en sy volk, sy nageslag, tot vandag toe in mense wou hê, in mense wou sien. En dit is byvoorbeeld, hy wou mense hê wat met deernis en met meer lewendheid na ander rondom hulle sou omsien. Hy wou mense hê wat nie hulle medemense ignoreer nie, maar raak sien en hulle belange op hulle eie harte dra. Hy wou mense hê wat sien wanneer daar onreg teenoor hulle medemense gedoen word en wat dan optree om in belang van die medemens regstellings te maak. So, dis maar net 'n paar eienskappe wat God in sy navolgers wil sien. In Jesus begin die nuwe skepping, begin die nuwe koninkryk van God. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, dat elkeen wat in Christus is, 'n nuwe mens is. En wat niet is dat Jesus deur sy dood en opstanding die oorwinning oor die bose behaal het, en dat ons nou deur die Heilige Gees geïnspireer word en versterk word om hierdie doel van God te kan bereik. Ons word bekragtig met krag, van krag voorsien as jy wil, om dit te kan doen. So Paulus sê vir ons, dit is moontlik om oorwinning oor sonde te kan behaal. Dit is moontlik om jou medemens te kan dien, en om jou, om so, op die manier, jou liefde vir jou medemens te wys. So as ons in Galasiërs 5 lees dat God mense se lewens verander, dan het dit wel betrekking op elke individu se lewe. Want dit begin daar.
begin by my hier binne. Maar dit het ook direk te maak met die groter doel, naamlik hoe ons as groot groep mense, wie se lewens verander is, saamwerk om God te help om sy groot missie te bereik. Seën die nasies. Kan jy sien dat ons werk groter is as net om tevrede te wees met ons eie verlossing? Kan jy sien waarom die opsomming van die wet fokus op liefde vir God en die medemense? Kan jy sien hoe God in Jesus ons kom herstel het en nuut kom maak het, om gereed te wees vir hierdie werk? Volgens Paulus se verstaan van die heilsgeskiedenis van God, is daar 'n vooruitgang, 'n progressie, vordering. God pas sy planne aan, soos die geskiedenis hom dwing om dit te doen. Hy verander nie sy groter doel nie, maar hy gebruik oor die loop van tyd net meer mense, soos dit nodig is. Die roeping is nie meer net vir sommige nie, maar nou is dit vir mense uit alle volke. En dit sluit vir jou en vir my ook in. So terug na die vraag wat ons in die begin hanteer het. Ons kyk net weer na die vraag en die opsies. Die vraag was basies, waarom het Jesus vir jou gesterwe aan die kruis? In die eerste geval waar ons meer as een antwoord kan kies, sal ons almal waarskynlik al hierdie vrae met 'n regmerkie antwoord. Want elkeen van daardie opsies het 'n element van waarheid in. Maar as ons na die tweede geval kyk waar ons net een opsie mag kies, dan lyk dit asof die regste antwoord die derde opsie moet wees. Hoekom? As ons hierdie groot heilsgeskiedenis verhaal van God, vanaf die roeping van Israel in die Ou Testament tot by die kerk in die Nuwe Testament lees, dan sien ons hierdie groter konteks raak. Dan sien ons dat God 'n groot plan het met die hele wêreld. En aan daardie plan moet elke individu deelneem. Hoe verander dit jou siening van jou nuwe lewe in Christus? Soos wat dit verduidelik word in Galasiërs. Ons het die ou mens is nou dood, die nuwe het gekom, die vrug van die Gees werk. Hoe verander dit ons siening as ons weet dat God veel meer van ons as kerk vra as wat ons tans gee?